Salam and welcome. Thank you for joining me in episode number 45 of the Afrikaans reading of the Holy Quran, which is the Heilige Quran. The Heilige Quran by Imam M.A. Baker. May Allah subhanahu wa ta'ala reward him abundantly. Ameen. Please obtain your own personal copy of the Quran from the IDM 031 304 6883 or the IPCI 031 306 002607 or the MJC 021 684 4606 or Muhammad's Hardware 012 374 6102, and I obtained this personal copy of my Quran from Jones via Muhammad's Hardware. May Allah subhanahu wa ta'ala reward all of them abundantly. And we are still busy with chapter number 2, Surah Al-Baqarah, comprising 286 verses, making it the longest chapter of the Holy Quran. Right, so episode 45, Surah Al-Baqarah, which is hoofstuk 2, die Surah 2, Surah Al-Baqarah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Afdeling 30. Die hertroue van geskeide vroue en weduwees. En wanneer julle van vroue skei en hul bereik die einde van hul wagtyd, verhinder hul dan nie om met ander mans in die huwelik te tree nie, as hulle tussen mekaar op 'n wettige wyse daartoe ooreengekom het. Dit is 'n vermaning vir diegene wat in Allah en aan die laaste dag glo. Dit is deugdsamer en reiner vir julle. Allah is kundig en julle is onkundig. Moeders moet hulle kinders vir 2 volle jare soog, vir hulle wat die soogtyd wil voltooi, en hulle onderhoud en voeding sal volgens gebruik deur die vader onderneem word. Geen siel moet met meer as sy vermoë belas word nie. En 'n moeder mag geen leed aangedoen word weens haar kind nie. Ook mag 'n vader nie leed aangedoen word omrede sy kind nie. En 'n soortgelyke plig rus op die vader se erfgenaam. Maar indien albei na onderlinge ooreenkoms en oorleg besluit om die kind te speen, sal hulle sonder skuld wees. En indien julle verkies om 'n soegmoeder vir julle kinders in diens te neem, sal julle sonder blaam wees, mits julle betaal wat julle beloof het volgens gebruik. En wees bewus van Allah en weet dat Allah sien wat julle doen. En die van julle wat sterf en vroue agterlaat, sulke vroue sal 'n wagtyd van 4 maande en 10 dae hê. En as hulle die einde van hul wagtyd bereik het, sal hulle sonder blaam wees vir wat hulle vir hulself op 'n behoorlike wyse doen. En Allah is wel bewus van julle dade. En daar sal op julle geen blaam rus as julle nie regstreeks met sulke vrouens oor die huwelike praat nie, of as julle dit in jul gedagte verborge hou. Allah weet dat julle dit wel sal doen, maar beloof hulle niks in die geheim nie, behalwe as dit met 'n eerlike gesindheid gedoen word. En besluit nie op 'n huwelik voor die einde van die voorgeskrewe wagtyd nie. En weet dat Allah bewus is van wat in julle gedagtes omgaan, en vrees hom daarom, en weet dat Allah vergewensgesind en verdraagsaam is. Alhamdulillah. Please join me in the next episode, which is part number 46. Alhamdulillah.